Welkom, Rustenburg, is my gunsteling grappie. As jy dit nie vang nie, is jy te dom om na hierdie podcast te luister. Ek grap, niemand is te dom nie, almal is slim. Daar bestaan nie iets soos 'n dom mens nie. Ek lieg, natuurlik is daar dom mense, né? Natuurlik is daar dom mense. Ons moet ophou maak asof dom mense nie bestaan nie. Want dit is as gevolg van daai filosofie dat almal deesdae net mag sê wat hulle wil sê. Almal het 'n opinie, ons weet dit nou al. As jy inskakel op die internet webblaaie, ek is Afrikaans, dan het almal 'n opinie. En almal is geregtig op een, want ons wil nie vir mense sê hulle is stupid nie, maar ons kan nie maak asof slim mense eintlik maar net minder dom mense is nie. Hoor jy wat ek probeer sê hier? Ek weet dit maak nog nie lekker sin nie en dalk is ek die stupid een hier. Maar as ons sê dom mense bestaan nie, sê ons ook slim mense bestaan nie. Ek hoop dit sink. Ek hoop dit sink in. So niemand gaan hierna luister nie. Niemand. Ek gaan nie voorgee dat ek wil hê hierdie moet 'n viral podcast raak waarna almal religieus elke week gaan luister nie. In fact, ek mik vir 10 luisteraars 'n week. So as jy een van daai 10 is, welkom in hierdie baie eksklusiewe kraal. En kom ek sê vir jou hoekom niemand hierna gaan luister nie. Eerstens, ek gaan nie edit nie, so daai foutjie wat ek nou gemaak het, of die 5 foutjies wat ek nou al gemaak het, tot en met nou, gaan ek nie uit-edit nie. Ek gaan nie ure sit voor my rekenaar en foutjies regmaak nie. Ek soek een spasie in my lewe waar ek regtig nie wil omgee oor perfeksie nie. Ek wil net kan praat, ek wil kan sê wat ek wil sê, en ek wil nie edit nie, ek wil nie heeltyd teruggaan en sê, ek kan seker nou hierdie beter gedoen het, of daardie kakker gedoen het, ek wil nie, want as ek dit moet doen, gaan ek nie hierdie doen nie, ek is uit asem uit, en ek wil hierdie doen, ek mis podcasts, vir die mense wat my nou al follow vir 'n geruime tydjie, podcasts is eintlik waar ek begin het, met my loopbaan, wel dis alleen. Ek het begin met my iPhone 6 en ek het op die naad van my rug gelê en ek het baie kakkerige video's gemaak. Nie dat ek sê my video's is nou Shakespeare nie, maar ek meen destyds was dit rarig, ek het net enige ding gedoen en gesê. So ek het op die naad van my rug gelê, 30 kg swaarder as wat ek nou is, en daar's niks fout met vet wees nie, ek sê maar net ek was vetter, en ek het op my rug gelê en ek het kak gepraat met my iPhone 6. En wat was die punt nou van, hoekom het ek nou dit gesê? En toe het ek daarna, het ek 'n podcast begin, nog saam met my beste vriendin Leandri, onthou julle dit? Die mense wat my nou al follow vir 'n geruime tydjie sal nou weet waarvan ek praat. En ek het dit net gedoen met audio. En toe gaan ons nou oor na podcasts, en dis nou die moderne ding om te doen, jy neem jouself af terwyl jy praat. Wat het eintlik dan nou maar nie meer 'n podcast maak nie, maar dan nou 'n vodcast. Vodcasts, wat ek nou ook al gedoen het, en as jy gaan YouTube, sal jy Dolly Parton se vodcasts daar kry, is baie geld, want jy moet 'n studio boek, en jy moet dan mense betaal om te edit, jy betaal vir die kameramense, en. So dit is baie geld. Hierdie, wat ek nou doen, is verniet. Ek het 'n baie ordentlike mikrofoon by my huis. Ek het 'n program wat die audio opneem, so ek betaal niemand niks nie. So as ek dit so kan doen, kan ek een keer 'n week 'n episode uitsit. Maar ek weet, dit is nie noodwendig. Hoe gaan ek nou hierdie bemark sonder 'n video? Ek kan dit nou nie post op Instagram nie, behalwe op my stories, en ek kan moontlik 'n post maak daaroor, maar ek kan nie vir jou wys hoe ek hier sit en praat nie. So hierdie is nou maar wat ek gaan doen, nie omdat ek wil hê hierdie moet nou my volgende vertakking raak van my loopbaan nie. Ek wil net graag een keer 'n week vir 'n halfuur kan ek praat. In fact, ek gaan sommer nou die timer begin, sodat ek weet, ek doen dit net vir 'n halfuur. Okay, kom ons begin die timer. Nou sê en pile, daar begin die 30 minute. So een keer 'n week gaan ek daai timer begin en ek gaan net vir 30 minute praat en sê wat ook al daardie week op my hart is.
Dalk praat ons oor iets sinvol, dalk rant ek vir 'n halfuur lank oor die lekkerste melktert of malva pudding of peppermint crisp tert wat ek al ooit in my lewe geëet het, of dalk rant ek vir 'n halfuur oor hoe ek nog steeds dink dat homofobia en intellek kan nie hand aan hand gaan nie. Wie weet, ek weet nie waaroor ek gaan praat vir 'n halfuur nie, maar ek weet net, ek wil nie beplan nie, ek wil nie noodwendig dink daaraan vooraf nie, ek wil die mikrofoon aansit en ek wil wat ook al op my hart is en wat ook al in my gedagtes is, wil ek uitkots en na die halfuur verby is, wil ek dit stop en dan net 'n intro en 'n outro bysit en dit dan publish. En wie ook al luister. En as jy nie wil nie, hoef jy nie. Die podcast se naam is Niemand gaan hierna luister nie. So ek het myself, jy weet, dis is foolproof, soos hulle sê. Dis eintlik 'n bulletproof konsep. Want as iemand nou gaan sê, niemand luister na jou nie, dan sê ek wel, dit is die fucking podcast se naam. Is Niemand gaan hierna luister nie. Jou dom doos. Sorry, maar ek wil dit nie sê jammer nie, want weer eens, ek wil vir 'n halfuur net kan sê wat ook al ek wil sê en ek wil myself nie filter nie. Ek gaan waarskynlik nog steeds, want kom ons wees eerlik, my loopbaan is mense, so ek kan nie noodwendig bekostig om mense te veel af te pis nie, want dan koop niemand kaartjies vir my tolly shows nie. Dit is die hok waarin ek myself bevind. Dit is die tronksel waarin ek myself bevind. Ek wil sê ek is liberaal en vry om te sê wat ook al ek wil sê, maar die harde realiteit van sosiale media en van die kultuur waarin ons lewe, is dat ek kan nie noodwendig sê wat ek wil sê nie. Ek meen, ek kan en ek kan dit probeer sê op 'n manier wat minder mense gaan kwaad maak, maar ek kan nie net die mikrofoon aansit en sê dat ek verstaan nie, hier's 'n papegaai wat skree in die agtergrond, want ek neem hierdie op in my kamer. Daar's 'n papegaai. Ek wil die papegaai doodmaak met alles binne my. En ek weet nie of ek dit kan sien. Sien, hierdie is nou 'n perfekte voorbeeld van kan ek hierdie nou sê of kan ek dit nou nie sê nie, want nou gaan die diere liefhebbers gaan nou op my keus wees en sê, ek gaan jou aangee. Ek gaan jou aangee by die SPCA, jy mishandel voëls. Ek mishandel voëls al vandat ek 16 jaar oud is. Maar hier's 'n papegaai in die agtergrond. Hoor, ek hoop julle hoor dit. En dit is die bure. Ek weet nie of dit 'n papegaai is nie. Julle, ek weet wat, dit gaan julle skok wat ek nou gaan sê, maar ek is nie 'n voëlkenner nie. Julle, dit is 'n papegaai of een of ander roofdier wat die bure besit. Die voël is in 'n hok. Vanaf, ek dink 7 uur, 8 uur in die oggende, en dan bring hulle die voël in die huis in, ek dink so van 6 uur, 7 uur in die aande, vat hulle hom nou weer in, maar in die tydsduur van 6 uur die oggend tot 7 uur die aand, raas hierdie voël, asof dit gepenetreer word met daai baie groot Red Bull blikkies. Ek sê nou dis 'n Red Bull voor my, so dit is nou hoekom daai metafoor na vore gekom het. Ek is nie 'n freak nie, dit was nie 'n random gedagte nie, dit was hier's 'n Red Bull blikkie voor my. So as jy die papegaai hoor, weet nou maar net, dat elke liewe keer as ek die papegaai hoor, is daar iets binne my wat sê, ek wil die papegaai doodmaak, ek wil dit wreed doen, ek gaan stop, dit raak te erg nou, want ek dink julle verstaan, julle kan my nou maar oordeel my nou maar omdat ek hierdie papegaai wil doodmaak, maar dit is die verskriklikste klank, dis wag, kom ek probeer dit gaan, vir ure. Ja, soos ek sê, ek gaan vir 'n halfuur net praat, en ek hoop nou net daai, mense, ek maak 'n grap, asseblief, ek gaan nie die papegaai doodmaak nie. Moenie vir my e-pos, die 3 mense wat hierna gaan luister, moenie nou vir my e-pos stuur en sê, ons het beter verwag nie. Moenie vir my sê, ons het opgekyk na jou en nou vind ons uit, jy maak voëls toe. Ek gaan nie die voël doodmaak, ek beloof julle, hierdie is my belofte aan julle, hierdie is my ooreenkoms met julle, ek gaan nie die papegaai wreed doodmaak nie, ek gaan daaroor droom,
en ek gaan daaroor fantaseer. Maar ek gaan dit nie doen nie. Ek gaan my frustrasies op ander plekke uithaal, op hierdie pot gooi byvoorbeeld. So ja, niemand gaan hier dan luister nie en ek is fine daarmee, want ek mis dit om net kak te praat. Ek doen dit nie meer op 'n TikTok live nie. Kom ons praat sommer daaroor, terwyl ons nou praat oor dinge waaroor niemand regtig omgee nie. Baie van julle message my, ek sê nou baie, dis 2. Ek haal dit as influencers goed sê, soos julle, my inboxes is vol, almal message my, jy praat kak, jy het eerstens 5,000 followers. Vanuit daai 5,000 followers gaan jy nie 'n inbox vol boodskappe hê nie. Jy gaan nie, dit is nie hoe dit werk nie. So hou op vir jou followers lieg en sê dat jou inbox is vol boodskappe. Dit is nie. 2 mense het my ge-inbox en gevra, hoekom TikTok live ek nie meer nie. Eerstens ek TikTok live net op my gaming channel, want as julle nie weet nie, ek game nou vir op my TikTok streams, maar ek het 'n aparte TikTok channel gemaak, Wynand Gaming, waar ek games speel en dan stream ek dit. Okay, kom ons sê net dit. Ek doen nie meer my tradisionele lives op TikTok nie, op die Wyn vir die Pyn TikTok page nie, want TikTok lives, en julle gaan met my moet saamstem, het 'n malhuis geword vir mense, vir tronkvoëls. Vir tronkvoëls, vir mense wat 'n kriminele rekord. Mense wat deesdae op TikTok lives is, het kriminele rekords. Hulle was al in die tronk en ek droom daaroor en daarvan om 'n voël dood te maak, maar hulle het al actual mense doodgemaak. Of hulle was in die tronk vir bedrog, of hulle het aan mense en dinge gepeter, en hulle het dinge beroof en geld gesteel, en hulle is baie populêr op TikTok lives. En hulle kry ook baie views. Ek kan nie daarmee kompeteer nie. Ek wil ook nie. En my Wynand Gaming channel, my gaming streams kry 1000 plus mense wat daarna kyk, sonder enige drama. En ek is baie trots daarop, dat ek 'n TikTok stream kan hê met genoeg viewers, jy weet, tussen 800 en 1000 en soms meer, waar ek net games speel en mense geniet dit. Dit is vir my baie refreshing en dit gee vir my hoop vir die mensdom, dat mens hoef nie 'n kriminele rekord te hê om op 'n TikTok live te sit nie. Dit en julle, ek wil ook nie. Ek is nou oud genoeg, ek is 33. As iets nie meer vir my die satisfaksie gee wat dit op 'n tyd gegee het nie, dan gaan ek dit nie meer doen nie. Veral as ek dit verniet doen. Niemand betaal my om 'n TikTok live te doen nie. So as dit nie vir my lekker is, dan stop ek dit en of ek vind 'n ander manier om dit vir my weer lekker te maak en ek het daai manier gevind. Nou speel ek games. Ek is 'n gamer, by the way, as dit 'n shocker, as dit nou 'n plot twist is vir jou, of jy het nie geweet hiervan nie, ek is 'n gamer, ek speel games, dit is vir my baie lekker. Ek het games gespeel as 'n tiener, want dit het my uit die wêreld gevat waarin ek myself bevind het. Ek kom, vir die mense wat nou nie weet nie, ek kom uit 'n baie gebroke huisgesin uit. Ek wil nie weer daaroor praat nie, daar's 'n hele episode op Showmax, ek weet nie of dit op DStv is nie, nou dat Showmax toegemaak het nie, maar my vader was 'n alkoholist, hy ontken dit, maar die hele familie erken dit. Hy was 'n volslae alkoholist wat ons lewe opgefok het. So 'n PlayStation het my uit daai wêreld uitgevat. Ek kon my PlayStation remote optel en God of War speel, of wat het ek nog gespeel? Crazy Taxi, daar was 'n game, Crazy Taxi, waar jy 'n taxi driver is en dan tel jy mense op en jy gaan laai hulle af waar hulle wil afgelaai word. Of WWE rolstoei op PlayStation was my jam, hoor, ek het daai game opgespeel. En my ma sou een keer 'n maand, ek sou geweet het, ek sou, as dit payday was, het ek my ma forceer om haar bittermin die bittermin geldjie wat sy gehad het. Ek het haar forceer om R100 daarvan te gebruik om vir my 'n PlayStation uit te neem by Mr. Video. En dan het ek nou maar PlayStation gespeel oor naweke, want naweke was ook die groot chaos daar. Dit was die alkohol daar, die daar waar my pa regtig homself oorgegee het aan drank. So naweke het ek altyd verskoning gesoek om of uit die huis uit te wees, of om 'n PlayStation te hê waarmee ek myself kan vermaak terwyl my mamma en papa beklei in die kombuis. En dan sou ek soms die remote neersit as ek hoor mense begin nou skree. Ja, my childhood was fucked.
Ek lag daaroor nou, maar ek huil aan die binnekant. Julle, ek is okay. Ek het sielkundiges gesien nou al in my leeftyd. So ek is regtig nou op 'n plek waar ek daaroor kan praat, waar dit my nie meer seer maak nie. Obviously gaan ek nou lieg as ek sê, my childhood het glad nie meer 'n effek op my volwasse lewe nie. Dis 'n leuen. Dit het, en elke nou en dan moet ek myself vang en sê, okay, hierdie is 'n pattern, hierdie is 'n patroon wat kom uit jou kinderjare uit. Spreek dit aan, werk daaraan, né? En dit is dan byvoorbeeld ook wanneer mense hulle childhood skuld gee as hulle 'n kak ding doen, of as hulle doos behavior het, dan gee hulle childhood skuld. Ek het dit al baie gedoen. Ek meen, kom ons wees nou eerlik, as jy nie 'n lekker childhood gehad het nie, jy moet dit ten voordeel kan gebruik soms van jou volwasse lewe. So ek het dit op 'n tyd gedoen. Ek het op 'n tyd my kinderjare skuld gegee vir kak behavior, maar nou kan mens nie meer nie, né? Nou is jy slim genoeg en ek is baie selfbewus as 'n mens. So ek kan nie my childhood skuld gee vir alles meer nie. Ek moet nou daarmee deel. Daarom sien ek 'n sielkundige. Wat my mediese fonds daarom dek, kan julle glo? My mediese fonds dek iets. En ek dink ek kry 12 sessies by 'n sielkundige. So, ja, ek per jaar, by the way. En ek het nou al baie vroeg in my lewe sielkundige begin sien. So ek is fine. Ek is fine, julle. As ek praat oor my kinderjare en dit klink bietjie donker en hektiek, weet net dat ek kan daaroor praat, want ek is nou op 'n baie beter plek, 'n gesonde plek, en ek hoop regtig jy wat hierna luister. Want ek weet mense wat na my luister of my video's kyk, kom maar meestal uit vakhuishoudings uit, of is bietjie vakt in die kop, want ek kan nie dink dat enige normale mens, syn mens, hulle self 'n fan, AKA nie, aanhalingsteek, what the fuck, ek gaan nie hierdie uit-edit nie, soos ek sê julle, ek gaan nie edit nie, jy weet, as jy jouself 'n fan noem, ek sê net maar fan in aanhalingstekens, want ek glo nie in die konsep van fans nie, julle, dis bietjie belaglik, dat Suid-Afrikaanse influencers dink hulle is Beyoncé, en daar's 'n hele paar van hulle, veral nuwes, daar's baie nuwe influencers, wat deesdae, hulle kry, hulle eerste viral video, en ewe skielik het hulle hele lewe verander. Maar dan, hulle bly op dieselfde plek, hulle het dieselfde klere aan, hoe het jou lewe verander? Hou op vir mense lieg. Dis okay om arm te wees. Dis okay as een viral video nie jou lewe verander het nie. Dis ook okay as jou lewe glad nie verander as social media. En julle, sosiale media het my lewe verander, maar nie in 'n manier waar ek nou dink ek is Rian Kruiwagen nie. Dit het my lewe verander in die sin van dat mense kaartjies koop vir my shows, omdat hulle sien wat ek op sosiale media doen. Maar dit is hoe ver het gaan. Sosiale media maak nie fisies vir my geld nie, né? Die video's wat ek post maak nie vir my geld nie. But I derailed, né? Ek wil net sê, as jou favorite Suid-Afrikaanse influencer vir jou sê, hulle is nou famous, hulle fucking lieg, hulle is famous dalk in Durbanville, en in Bellville, en in Pretoria. Fame is wanneer jy in 'n vliegtuig kan klim, en Amerika toe kan gaan, en die mense herken jou daar, of jy fok of Australië toe. Mense, asseblief, as jy famous is in jou hometown, jy's nie 'n donderse celebrity nie. Ek kan nie meer met hierdie fake faam waarmee mense rondloop nie. Kom ons kom terug aarde toe, almal van ons. Almal op die internet, kom terug aarde toe, ons is nie famous nie. Ek weet nie hoekom dit my so pla nie. Ek dink dit pla my net, want jy sien letterlik wanneer mense vlieg vir hulle followers, jy sien dit. En ek probeer om dit nie te doen nie, julle. Dalk het ek al vir julle gelieg iewers. Ek is net mens. Ek blameer my childhood. Ek sien nou, kan ek nie, ek weet nou nie waaroor ek nou laas gepraat het, so nou moet ek maar aangaan en oor iets niets praat. Hier gaan die papegaai weer. Ek dink is die papegaai wat my stream of thought interrupt. Dit interrupt my. Ek het laas iets gesê oor my childhood, ek onthou dit. Ja, punt is mense, as ek praat oor my kinderjare, ek is oor dit en ek is op 'n goeie plek. En ek hoop jy kan jouself ook, en mense, ek gaan nou iets baie kontroversieel sê. Jy kan nie al jou probleme wegbid nie.
En dis soort van hoe ek grootgemaak is in Van Reinstorp. Ek het nie geweet, mens kan 'n sielkundige gaan sien nie. Die naaste wat ek gekom het aan 'n sielkundige was 'n pastorale beraader, wat nie 'n sielkundige is nie. Hulle is nie sielkundiges nie. My pastorale beraader het nou die een wat ek gesien het toe ek groot geword het, so met ander woorde jare en jare terug, het 'n Facebook post nou die dag gemaak oor hoe gay wees verkeerd is. En ek het daai vrou vertrou met my lewe en met my probleme. En nou vind ek uit, sy's 'n fucking homofoob. Pastorale beraders is nie sielkundiges nie, en hulle moet eintlik, dit moet eintlik teen die wet wees. There, I said it. Huisgenoot, as julle hierna luister, wel, huisgenoot sal nie, rapport is die fokkers, wat clickbait wil hê altyd, en hulle gooi my altyd vir hulle gehore. As julle ooit 'n rapportartikel sien met Dolly Parton, meeste daarvan is gewoonlik so of negatief, maar rapport, as julle hierna luister, hier's vir julle clickbait. Pastorale beraders is nie regte sielkundiges nie, en in fact, ek wil so ver gaan deur te sê, pastorale beraders moet teen die wet wees, want hulle fok heel dikwels mense meer op as wat hulle goed doen. En kom ek sê julle hoekom. Pastorale beraders, nie almal nie, kom ek begin ook maar net daar is heel waarskynlik goeie pastorale beraders daar buite, ek het in my lewe nog nooit een ontmoet nie, maar ek is bereid om verkeerd te wees daaroor, en dalk as jy na hierna luister, het jy 'n goeie pastorale berader gesien, en dan vir jou wil ek sê, hoe gelukkig is jy nie, en how lucky, count your stars, thank God, dat jy het actually iemand gekry wat na jou, en wat jy voel is goed vir jou, net solank jy voel, daai persoon help jou, maar in my lewe het ek nog nie gehoor van 'n goeie pastorale berader nie, en dis nie net uit my eie ervaring uit nie, ook in die gay gemeenskap, veral as jy Afrikaans groot geword het in 'n klein dorpie, is die kanse baie goed dat jou ouers jou iewers gevat het na 'n pastorale berader, nadat jy vir hulle gesê het, jy is nou 'n mof, of jy is nou 'n duik, jy is nou 'n lesbien, het hulle jou gevat na die dominee toe, en die dominee het jou waarskynlik verwys na 'n pastorale berader, en hulle het jou probeer oortuig dat wie jy is en wat jy is verkeerd. Dit is die meerderheid van die stories wat ek hoor wanneer dit kom by pastorale beraders. So verskoon my dat ek nie baie vertroue het in 'n pastorale berader nie. Ek het genoeg stories, rillerstories van my eie en die van ander gehoor. So punt is, ek hoop jy sien 'n regte sielkundige, ek hoop jy het geld daarvoor, as jy nie geld het daarvoor nie, spreek ek lewe oor jou uit, en ek sê, binne die volgende jaar, gaan jy genoeg geld hê om 'n pastoor, om 'n sielkundige te sien. Ja, om 'n sielkundige te sien, julle. Skus, julle, ek weet ek het nou op tone getrap, oor die papegaai en oor pastorale beraders. Maar ek hoop die mense wat na hierdie potgooi luister, is mense met wie ek regtig net oop en eerlik kan praat, een keer 'n week. Een keer 'n week wil ek die timer begin, en ek wil vir 'n halfuur nie skuldig voel nie, ek wil vir 'n halfuur voel dat ek praat met mense wat eerstens bereid is om te aanvaar dat ons hoef nie oor alles saam te stem nie. Ek en jy hoef nie saam te stem oor alles nie, en dis okay, ons kan nog steeds met mekaar praat. Okay? En ek hoop ek vind daai audience met hierdie podcast, want as ek daai audience vind, en daar's net 10 van julle, dan hoef niemand anders te luister hierna nie. Maar soos ek sê, die potgooi se naam is, niemand gaan hierna luister nie. So niemand hoef nie. Niemand hoef nie. Hierdie is eintlik maar vir myself. Hierdie is maar soos audio masturbasie. It's masturbation, basically. Dit is vir myself. Ek geniet dit. I am enjoying it. En ek hoop jy geniet dit ook. Dis dit bietjie soos 'n circle jerk. Dis fucked up. Ek weet nie hoekom moes ek dit nou sexual maak? Terug by my mental health, julle. Sielkundiges is baie belangrik vir my. Baie min Afrikaners sien sielkundiges. Ek vra by my shows, by my nuwe show wat ek nou doen, tot hier en nie verder met Dolly Parton. Ek vra in daai show wie hier sien sielkundiges. En baie keer is die gehoor, baie keer is al 400, 500 mense, 10 steek hulle hande op. Afrikaners en sielkundiges het 'n baie komplekse verhouding, en is omdat ons geleer is, ons kan alles wegbid. Jy kan nie depressie wegbid nie, ek gee nie om wat jy sê nie. Jy kan nie depressie wegbid nie. Jou mental health moet
in die hande van professionele mense geplaas word as jy voel jy kan nie meer nie. As jy voel jy is op 'n plek waar jy nie meer kan nie. En julle, kom ons wees gou eerlik met mekaar, as depressie weggebid kon word, hoekom is daar ook Christene wat hulle eie lewe neem? Hier is nou baie donker, maar ek wil net vir julle die punt maak, dat jy kan nie net alles wegbid nie. Sielkundiges is belangrik en ek bevind in my loopbaan dat bitter min Afrikaners sien sielkundiges en dit wys. It shows, honey. Dit wys. Gepraat van, ek drink Brintellix. Ek is nou baie oop en eerlik oor my mental health. Brintellix is 'n pil. Spreek ek dit reg uit? Kom ek kyk of ek dit reg uitspreek. Kom ek YouTube dit gou vinnig. Brintellix. Ek kry 'n stroke. Kom ek kyk gou. Brintellix. Pronunciation. Kom ons YouTube dit gou. Pronounce dit vir my. How to pronounce. Ek het dit nou so verkeerd gespel. Anyway, julle Brintellix, kom ek kyk of ek het so hierso. Brintellix, nee man. Brintellix. Dis my antidepressante, ek drink 10 milligram daarvan elke dag. En dan die life changer is Vyvanse. Julle, ek is nie 'n dokter nie, né? Shocker! Vir die wat nou gewonder het, of hierdie Fopdosser 'n dokter is, ek het 'n drama graad en 'n honeersin skryf. Maar ek is nie 'n dokter nie, so gaan sien jou dokter. Jy weet, obviously kan jy nie hierdie goed kry sonder 'n voorskrif van jou dokter nie. Jy kan nie, skus, het nou 'n YouTube video gespeel. Jy kan nie hierdie goed kry sonder 'n voorskrif nie. So gaan sien 'n dokter en vra vir hulle oor Brintellix en oor Vyvanse. Die kombinasie van hierdie twee pille het my lewe verander. Vyvanse gebruik ek en drink ek vir my ADHD. Wat ek eers 'n jaar en 'n half terug uitgevind het ek het. En dit, kan ek vir julle sê, het loshande my hele lewe verander. As jy eerstens gaan praat met jou sielkundige, met 'n dokter, praat met hom 'n bietjie oor ADHD. Ek weet ons wil nie dit sê nie, en ons wil nie hê almal moet nie gediagnoseer word nie, maar ek weet vir 'n feit, meer mense het ADHD as wat hulle wil erken. 'n jaar en 'n half terug was ek deur 2 verskillende sielkundiges en 2 verskillende dokters gediagnoseer met ADHD, en toe ek met Vyvanse begin het, julle, my brein voel soos 'n rekenaar wat aangeskakel het, vir die heel eerste keer in my lewe. Ek het gevoel toe ek die pil begin drink het, ek was op sleep mode. En toe sit ek die rekenaar aan en nou is ek wakker. Ek kan nie vir julle verduidelik hoe Vyvanse, spesifiek Vyvanse, Brintellix ook, maar Vyvanse, julle, veral. En ek dink is veral die kombinasie van Brintellix en Vyvanse wat my lewe verander het. So gaan doen 'n bietjie navorsing oor Vyvanse. Ek dink Vyvanse is redelik 'n nuwerige ADHD medikasie op die mark. Jy kry verskillende hoeveelhede. Ek is op 50 milligram. Ek dink die hoogste wat jy kan vat is 70 milligram. Ek is op 50, wat tans my sweet spot is. Ek kan vir julle sê, dit het loshande my lewe totaal en al verander. Ek kan meer fokus, ek kry meer dinge gedoen, ek is meer op en wakker, my brein voel skerper. So ja, as jy dan nou wil belê in jou geestesgesondheid, dan sou ek sê, doen 'n bietjie navorsing oor ADHD en Vyvanse en kyk of jy jouself op 'n beter plek kan kry, maar obviously gaan praat met jou dokter daaroor. Goed. Ek is bly ek kon dit uit my stelsel uitkry, want waar anders gaan ek nou hierdie kan sê? Ek kan dit seker maar op 'n Instagram story sit of whatever, maar ek voel weer eens, mense wat na 'n potgooi luister, dis 'n baie spesifieke mark. Ek dink mense wat na podcasts luister, en ek wil nou nie jou ego streel nie, maar mense wat na podcasts luister is baie slim mense. Dis mense met 'n lus vir informasie en opvoeding, en dis mense met 'n lus vir verbetering, sou ek sê, en dis net in general meer slimmer mense. Ek voel ook mense wat na 'n potgooi luister is ook baie, dis mense wat selfbewus is, en dis selfbewus mense, en ook, hot take, mense wat na 'n podcast luister het heel waarskynlik ADHD, want hulle moet hulle brein besig hou terwyl hulle ook ander kak doen.
Fuck it, mense. Ek moes seker maar, dalk het ek my roeping gemis. Ek het die afgelope paar maande gedink of ek 'n ander werk moet kry. My tyd is amper om, so ek gaan nie eers dit kan expand nie. Ek gaan nie eers daai gedagte kan klaarmaak nie. Ek het die afgelope tyd gedink, moet ek Dolly se pruik ophang? Ek praat daaroor in my nuwe show ook, tot hier en nie verder. Hierdie vonnis is bemarking, maar ek sweer dit is nie. Maar jy kan maar koop, 'n kaartjie koop as jy sou wou, dit is my hoofinkomste, my Dolly is my hoofinkomste. Min mans kan dit sê. En ek het 'n average Dolly. Net tot sover. Skakel volgende keer weer in, vir niemand gaan hierna luister nie.